Goeiemôre. Baie welkom hier by die Plaaskerk. Ek hoop julle almal kan my mooi hoor. Dit is baie lekker om julle almal hier te sien. Wat 'n wonderlike dag is dit buitekant en wat 'n wonderlike voorreg is dit nie dat ons hier by mekaar kan kom in die huis van die Here nie, om 'n boodskap te kan kry, om hom vrylik te kan dien en net om saam met mede-Christene te wees. Wat 'n wonderlike voorreg is dit wat ons het. Baie welkom hier by ons, vir die van julle wat die eerste keer hier is of 'n besoeker is, jy sal sien daar agter is 'n boek. Skryf jou naam in die boek, skryf jou nommer en jou verjaarsdag in die boek, dan gaan ons vir jou darm geluk sê vir jou verjaarsdag. Maar ons gaan ook vir jou laat weet wat gebeur deur die loop van die week en wat doen ons hier op die Plaaskerk, net dat julle op hoogte bly. Ons sit jou op 'n WhatsApp groep en dan weet jy wat aangaan. Goed, ons skrifgedeelte vandag kom uit Levitikus uit, 6:9 tot 13. En dan net ons gewone afkondiging, so Bianca verjaar môre. So dan gaan eet koek daar by hulle, gesê vir haar geluk met haar verjaarsdag, Bella, so sy sit daar agter in die kerk vir die van julle wat haar nie ken nie. Tonet Botha die 31ste Mei en dan Renée Mens Dinsdag die 26ste. So ja, asseblief sê vir die mense geluk, is altyd lekker om 'n boodskap te kry. Mense wat ongesteld is dan net die Wagenaar, dit gaan baie beter met haar, sy is uit die hospitaal uit en ook dan die Ina, dit gaan ook beter met haar, sy is ook uit die hospitaal uit. Maar ons vra nog steeds vir voorbereiding, ons glo daar is krag en genesing en gebed, so vir alles waar saamstemming is, asseblief hou hulle in gedagte, maar ook so mense wat na hulle kyk en omsien. Ons aktiwiteite hierdie week bly dieselfde, al wat verander is Dinsdag aand se selgroep is nie in Begeman nie, dis by Abraham hulle. Jordaan 8, dankie Abraham. Dis die laaste straat in die dorp, is al wat ek sal kan sê. So, dis by Abraham hulle 7:00 Dinsdag, Woensdag aand 7:00 is die selgroep weer hier op die plaas. Vrydagoggend 7:00 die manne bidgroep by Abraham se huis en dan Vrydagmiddag 3:00 is ons weer terug by Sunfield. Praat met Jason soos normaal, die busie loop nog daar van Abraham hulle af 2:30 Vrydag. Goed, ek dink dit is alles wat ons het, behalwe na die diens gaan daar wel 'n doop wees. Daar's mense wat gedoop wil word, so dis daar aan die agterkant. Volg maar net die mense wat daai kant toe loop daar in die swembad. Julle is welkom om te kom deel daarin. Wat 'n wonderlike getuienis is dit dat ons 'n doop kan hê. En dan volgende week en Sondag gaan ons nagmaal hê. So na die tyd gaan ons weer almal ietsie saam eet. So bring 'n soet of 'n suur of 'n soet of soudingetjie saam wat ons net lekker saam kuier. Goed, kom ons maak die oë toe, ons begin net met 'n gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie vir 'n lieflike dag daar buitekant weer. Baie dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat ons die voorregte het om hier te kan uitkom weer. Dankie dat ons hier kan wees met 'n hart vol afwagting, dat ons 'n boodskap kan kry soos wat dit deur U geïnspireer is. Ons vra dat U Abraham sal gebruik as 'n spreekbuis, dat hy die boodskap ook so dan aan ons kan oordra. Wil ons bid dat daai boodskap woordgebaseer is, nie net hier nie, maar ook in alle ander kerke waar U bedien word en die boodskappe uitgedra word, dat daai boodskappe absoluut uit die woord uitkom en dat dit net sal gaan oor die verheerliking van U naam, die uitbreiding van die koninkryk. Heer, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om hier te wees. Ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Dan kan ons staan en gaan ons 'n paar liedjies sing. Feel
Dis 'n mooi span wat vandag kinderkerk toe gaan. Wat 'n voorreg dat ons vanmôre weer hier in die huis van die Here bymekaar kan kom en mag dit wees dat elkeen van u wat vanmôre hier is, iets sal beleef van die nabyheid van God, dat waar ons in hierdie week wat ons so stil gestaan het in ons Pinksterweek, glo ek dat die Here met elkeen van ons gepraat het, dat hy elkeen van ons nader geroep het. En mag dit wees dat ons elke dag so sal leef, dat ons nie maar net deur hierdie lewe sal gaan nie, maar dat ons so vas sal hou en na aan God sal leef, dat ons elke dag sy nabyheid sal beleef en dat ons so sal leef, dat ons lewens ook 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Kom ons sluit ons so. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier as die kinders bymekaar mag kom. Here, my gebed is dat U vanmôre met elkeen van ons sal spreek, dat U ons geopende harte sal gee. Ja, Here, harte wat ontvanklik is vir die woord. Maar Here, dat ons nie net die woord sal hoor nie, dat ons sal uitgaan en sal gaan leef soos kinders van U. En Here, ons dankie vir U liefde, vir U genade, wat elke dag vir ons genoeg is. Wees U vanmôre met ons, Here. Wees U werklik met elke mens wat hier is, elke een wat hierdie boodskap hoor, dat die boodskap op goeie grond sal val. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ons het hierdie week op 'n reis gegaan en was dit nie wonderlik om so deur die woord van God te kon beweeg nie. Ons het begin daar op maandag aand by mense wat dors geraak het. En Jesus se uitnodiging, ook daardie uitnodiging aan elkeen van ons wat dors raak. As Jesus gesê het, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Toe die Here ons nader geroep, daarna sy altaar van oorgawe toe, en daar was dit so mooi om net weer opnuut te sien, die Here vra nie net gedeeltes van ons lewe nie. Hy vra ons hele lewe, hy vra dat ons lewe volkome aan hom oor sal gee. Daarna het ons stil gestaan daar by Psalm 139, waar ons gesê het, deurgrond my o God, waar die Here ons harte ondersoek het, maar nie ons harte ondersoek het om ons weg te stoot nie, nee, om ons weer te herstel. En dan het ons donderdag, het ons gehoor dat 'n geesvervulde lewe nie net in diens sigbaar word nie, maar in hoe mens wandel, in liefde, in lig en in gehoorsaamheid. Maar vanoggend
wil ek hier kom stil staan by iets wat dalk die belangrikste vraag van hierdie hele reeks is waar ons vandag eindig. En dit is, 'n mens kan dors gewees het. Jy kan oorgawe beleef het. Jy kan diep oomblikke met God gehad het en selfs deur die Heilige Gees aangeraak gewees het. Maar nou is die vraag vanmôre, hoe hou ons daardie vuur? Daardie brandende vuur vir Christus in jou, hoe hou ons dit aan die brand? Want een van die gevaarlikste dinge wat daar is in 'n geestelike vuur, is dat mens nie altyd besef wanneer daai vuur so stadig aan begin vervlou nie. Baie keer verloor 'n mens nie eers net sommer jou geloof nie, nee, jy verloor daardie verwondering wat jy nog het, daardie, as jy maar so gewoond raak aan baie dinge. Jy raak gewoond om Sondag kerk toe te kom, dis nie meer vir jou iets besonders om saam as gelowiges by te kom nie, jou aanbidding raak so gewoon. Gebed raak maar net iets wat jy uit routine doen. Selfs die woord van God raak so baie keer vir ons maar so gewoon. En selfs die teenwoordigheid van die Here begin baie keer vir mense maar gewoon raak. En dan gebeur dit dat daardie dinge wat jou eens in jou lewe so diep geraak het, raak later maar net iets wat bekend is. En ek dink elkeen van ons wat hier sit, het al in die lewe beleef dat dit gebeur. Want elkeen hier weet van daardie tye wat jy nie kon wag om alleen met God te wees nie, daar waar jy met hom kon praat nie. En dalk sit jy vanmôre hier en nou jaag jou lewe maar net aan. Daar was 'n tyd wat God se woord jou so diep getref het, maar nou as jy die woord van God lees, dan lees jy dit maar net, maar dit is amper nie asof jy iets hoor nie. En daar was 'n tyd toe jou hart so sag was voor die Here, maar nou voel alles dalk vir jou net soos roetine. Jy doen dit maar uit gewoonte. En dis waarom ek vanmôre vir ons hier by Levitikus 6 gaan stil staan, want hierdie is vir my iets aangrypend. Hier praat God oor die altaar en daardie vuur wat op die altaar aan die brand gehou moet word, dat dit nie mag doodgaan nie. Daardie vuur wat heilig is. En God het dit self aangesteek. Maar hier sien ons dat die priesters moes sorg dat hierdie vuur aan die brand bly. En elke dag moes hulle weer hout bring. Elke dag moes hulle die as wat in daai vuur gevorm het, moes hulle wegvat. En elke dag moes iemand aandag gee aan hierdie altaar. Want selfs heilige vuur kan verwaarloos word. En dalk is dit waarom die Here hierdie Pinkster van ons so afsluit. Nie net met 'n vraag of ek ooit die vuur in my hart gehad het nie, maar of die altaar werklik nog brand in my lewe. En as ons saam uit Levitikus lees, ons gaan daar lees vanaf die 6de vers vir die wat hulle Bybels daar wil oopmaak. En dan lees ons, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan Aaron en sy seuns en sê, dit is die wet van die brandoffer. Dit, die brandoffer, moet op sy vuurherd op die altaar die hele nag lank tot die môre toe bly. En die altaarvuur moet daardeur aan die brand gehou word. En die priesters moet sy linnekleed aantrek en die linnebroek moet hy oor sy vlees aantrek. Dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het en dit langs die altaar uitgooi. En daarna moet hy sy klere uittrek en ander klere aantrek en die as buitekant die laar op 'n rein plek uitbring. En die vuur op die altaar moet daardeur aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie, maar die priester moet elke môre daaroor hout aan die brand steek en die brandoffer daaroor reg lê en die stukke vet van die dankoffer daaroor aan die brand steek. Vuur moet gedurig hier op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Ons lees net so ver hier die woord van die Here. En ons sien hier die Here herhaal hierdie 2 keer. Dit mag nie doodgaan nie. Want sien, God weet iets van die menslike hart. Hy weet hoe maklik dit is dat daardie vuur so maklik kouer kan raak. Nie noodwendig
omdat iemand ophou om vir God lief te wees nie, maar omdat die altaar verwaarloos word. En dis opvallend dat God nie vir die priesters gesê het hulle moet die vuur aansteek nie, nee, want God het reeds die vuur vir hulle gegee. Maar nou moes hulle leer hoe om hierdie vuur aan die brand te hou. Hulle moes waak, hulle moes hout bring, hulle moet elke dag die as verwyder, en hulle moes aandag gee aan die altaar, elke liewe dag. Want 'n vuur wat nie versorg word nie, word later net kole. En almal wat weet, later word daardie kole maar net as. En miskien is dit presies wat met baie mense in hulle geestelike lewe gebeur. Nie omdat God opgehou het om te werk in hulle lewe nie omdat die Heilige Gees nie meer kragtig is nie, maar omdat die altaar so stil afgeskeep geraak het. En al leef ons nie meer onder die Ou Testamentiese priesterdom nie, spreek die beginsel steeds diep tot elkeen van ons, dat ons moet waak oor ons geestelike lewe. Want sien, ons lees daar, dan moet hy die as wegneem waartoe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het. Selfs op die altaar van God se vuur waar het gebrand het as opgehoop. Elke offer, elke vuur het uiteindelik as gelos. En die Here sê vir die priesters, moenie net nuwe hout bring en opsit nie, nee, verwyder ook die as. Want as die as ophoop, wat gebeur? Almal van julle wat graag braaivleis hou. As daai as so ophoop, as jy 'n vuur het en jy hou net aan opsit, naderhand begin daai as, daardie vuur versmoor. En miskien herinner dit ons vandag aan dinge wat ook in ons as mense lewe kan ophoop. Wie sit vanmôre hier wat dalk al oor die jare so teleurstelling laat ophoop het in jou lewe? Of jy sit vanmôre hier met 'n onuitgesproke pyn. Jy sit dalk vanmôre hier met 'n seer wat jy in die kerk seer gekry het iewers. Of met moedeloosheid. Jy sit dalk met skuld oor iets wat jy in jou lewe al gedoen het. Of ou mislukkings wat jy elke dag saam met jou dra. En ander leef nog so tussen die oorblyfsels van ou gewoontes of ou kompromie wat jy maar aangegaan het, waar jy nie meer so in lyn loop met wat God die plan vir met jou lewe is nie. Dalk is daar dinge in jou lewe wat jy weet die Here al lankal wil aanraak in jou lewe. En wat gebeur? Die vuur is nog daar, maar dit brand nie meer so helder nie. Want dis waarom die priesters elke dag daardie as moes wegvat, wat hulle aandag moes gee aan hierdie altaar. En dit was nie net op spesiale dae wat hulle dit moes doen nie, nie net by groot feeste nie. Die opdrag was, dit moet elke dag gebeur. Want wat gebeur as dit geïgnoreer word, dan hoop hierdie as stadig op. En baie mense besef nie eers hoe swaar hulle harte geraak het nie, totdat hulle agterkom. Hierdie dinge wat jy so dra, wat so opgehoop het in jou lewe, en op 'n dag kom jy en jy sien, maar nou bid ek nie meer soos ek vroeër gebid het nie. Die woord van God het in my lewe stil geword. Ek lees nie meer 'n woord nie, ek het nie meer 'n behoefte amper om stil te word voor die woord nie. Daardie verwondering vir God, dat hy in my lewe is, dat hy my liefhet, dat hy my dra, daardie verwondering is amper nie meer daar nie. Want daardie vuur in my brand al hoe dowwer. En die probleem is, baie mense wil nuwe vuur kry, hulle probeer daardie nuwe vuur kry, sonder om ooit hierdie ou as eers weg te vat. En dis waarom Pinkster nie net gaan oor, Here gee my meer nie, maar partykeer begin 'n herlewing wanneer 'n mens eerlik genoeg raak om te vra, Here, wat in my lewe het so opgehoop, dat dit my begin om my vuur te versmoor. En dan lees ons daar in Levitikus 6 vers 12, die priesters moes elke môre daardie hout aan die brand steek. Hoor hierso, elke môre, nie net
wanneer hulle so gevoel het nie, nie net wanneer daar groot byeenkomste was nie, nie net wanneer die atmosfeer vir hulle reg gevoel het nie, want die vuur het daagliks aandag gevra. En dis waar baie mense geestelik moed verloor. Want ons leef maklik, maar ons net so wil vashou aan die ou oomblikke met God. Ons probeer vandag leef op gister se vuur, op verlede jaar se aanraking, op ou ervarings of herinneringe van hoe naby ons eens op 'n tyd by God was. Maar vuur wat nie gevoed word nie, word al hoe kouer. Stadig maar seker word daardie vuur al hoe kouer. En dis waarom geestelike groei nie net gebeur in hierdie groot emosionele oomblikke nie, dit gebeur in hierdie klein, daaglikse gewoontes van die lewe. Want partykeer brand 'n mens die diepste vir Jesus, nie in daardie groot emosionele oomblik nie, maar daar in die stil, volhardende gehoorsaamheid wat jy elke dag het. Daar waar jy bid, selfs op daardie dag wat jy nie geestelik op 'n goeie plek voel nie, maar jy steeds stil word voor God. Daar waar jy tyd maak om elke dag stilte tyd by God te hê, dat jy nie sê, vandag is ek so gejaag, ek gaan maar verby nie, ek sal môre weer bid nie, ek sal môre weer stil word voor God nie. Waar jy elke dag in die woord van God tyd deurbring. Hoeveel mense hoor ek wat vir my sê, hierdie lewe is so gejaagd, ek het regtig nie tyd gehad om hierdie week Bybel te lees nie. En dan wonder hulle hoekom word hulle vuur koud. Dan wonder hulle hoekom beleef hulle nie God se nabyheid nie. Dan wonder hulle hoekom begin hierdie lewe vir hulle so swaar word. Want die dinge van die Here, die dinge wat eintlik belangrikste in die lewe is, word maar so een kant toe geskuif. En dis daar waar jy gehoorsaam bly in die klein dinge, steeds jou hart beskerm teen hierdie geraas van hierdie wêreld. Want baie mense wil vuur hê, maar min mense wil daagliks hulle vuur versorg. En tog is dit juis in die gewone stil oomblikke van getrouheid waar die vuur in jou lewe aanhou brand. En dan sien ons die gevaarlikste ding van 'n vuur wat doodgaan, is dat dit nie net in 'n oomblik gebeur nie. 'n Vuur sterf stadig. Eers raak daar die vlamme so bietjie kleiner. Dan bly daar maar naderhand net kole oor. En later besef jy, hierdie vuur brand nie meer nie. Wie van julle het al 'n kampvuur gemaak? En as jy daai kampvuur maak, dan sien jy gooi hout op en hy brand hoog, en as daar nou niemand meer hout op gooi nie, gaan hy nie eensklaps net nie. Jy gaan so geleidelik gaan jy sien, hierdie vuur begin al hoe minder vlamme hê. Dan gaan jy besef hierdie hitte raak skielik al hoe minder. En dan gaan jy sien maar hierdie koeltjies naderhand word maar so dof, hulle brand nie meer rooi nie. En kort voor lank sit almal hier reg langs die vuur, omdat dit nie meer warmte gee soos vroeër nie. En dis presies so wat ons harte geestelik koud raak. Dit gebeur nie oornag nie. Dis in die klein dinge. Dis daar as jou stilte tyd by God al hoe minder word. Daar as jou hart voller word van hierdie wêreld en hierdie geraas van hierdie wêreld en al die dinge in hierdie wêreld vir jou belangriker word as God. Dis daar waar jy maar net al hierdie dinge in die lewe najaag. En dan begin jou verwondering oor Jesus Christus al hoe meer vervaag. En dis die gevaar. Want wat gebeur met 'n mens? As jy so stadig aan geestelik begin koud word, dan pas jy maar aan by daai temperatuur, want dis hoe ons as mense is. Skielik wat jou vroeër ontstel het, sondes wat vir jou sou wees dat jy glad nie daarmee in kan leef nie, pla jou nie meer nie. Wat vroeër vir jou so kosbaar was om daardie tyd by God deur te bring, word later vir jou maar net so gewoon. En dis hoekom God so ernstig was oor hierdie altaarvuur, dat hy gesê het, dit mag nie doodgaan nie. Want God weet as iemand nie waak nie, word selfs heilige vuur later net rook en net as. En dan sien ons party mense onthou nog
hoe hulle eens gebrand het vir God, hoe daar 'n passie was, hoe daar 'n sagtheid was, hoe daar daardie honger was om elke dag by God stil te word, daardie verwagting was dat God in jou lewe werk. Maar nou begin hulle maar net leef so uit gewoonte. En dalk is dit die gevaar van ons tyd, dat mense, uiterlik lyk dit of ons baie godsdienstig is, terwyl die innerlike van ons, die vuur stadig begin kwyn. Maar dan sien ons, as ons hier na hierdie altaarvuur kyk, dat dit nie net van self van die brand gebly het nie. Iemand moes verantwoordelikheid neem daarvoor. Terwyl Israel geslaap het, terwyl die almal stil was, moes die priesters waak oor hierdie vuur. Iemand moes aanhou om hout op te sit. Iemand moes sien wanneer hierdie vuur swak raak. Iemand moes aandag gee in die altaar. Want hierdie vuur het nie maar net toevallig aanhou brand nie. En dalk is dit een van die grootste probleme van ons tyd. Baie mense wil geestelike vuur hê. Die meeste mense, as jy hulle vra, gaan vir jou sê, ek wil geestelike vuur hê. Ek wil die nabyheid van God beleef. Ek wil in sy krag leef. Maar min mense wil waak oor hulle harte. Min mense ag werklik dit om by God stil te word elke dag as belangrik. Ek wil hier vra, as jy vanmôre eerlik kyk, hoeveel tyd sit jy in jou werk? Hoe belangrik is dit vir jou om geld te maak? Hoeveel tyd sit jy in jou kinders, in jou veiligheid, in jou toekoms? En dan meet jy dit met hoeveel tyd jy daarin sit om jou innerlike lewe met God lewend te hou. Spreuke sê vir ons, bewaar jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want wat in jou hart gebeur, raak later jou hele lewe. En dis waarom mense wat lank met God wandel, gewoonlik doelbewus leef. Hulle leef nie perfek nie, maar hulle is wakker. Hulle weet, as jy nie elke dag by God stil word en sy teenwoordigheid deurbring nie, as jy nie jou rus by God kry nie, as jy nie jou hart met Jesus vul nie, in plaas van al die ander dinge van hierdie lewe nie, gaan hierdie vuur stadig in jou begin kwyn. Want vuur vra dat jy stil word voor God. Vuur kos aandag en vuur kos nabyheid aan God. En baie keer is die mense wat die sterkste brand vir Jesus, nie die wat die besigste lyk nie, maar die mense wat geleer het hoe belangrik dit is om daardie altaar van hulle harte te bewaar. En God se vuur was nooit bedoel om net rook te wees nie. Die Here het nie gesê, hou die as warm nie, hy het gesê, die vuur mag nie doodgaan nie. Want sien, God se bedoeling was nog altyd vuur. Dit is nie net vorm godsdiens nie, dis nie net rituele wat daar moet wees nie, nie net godsdiens wat op die buitekant mooi lyk nie. Daar moet vuur wees, daar moet in ons lewens lewendige aanbidding wees, lewende harte, lewende verhouding met God. As jy vanmôre hier sit en jy luister in hierdie week, ons is hierdie hele week deur die Pinksterweek, ons sien God se liefde vir ons sien hoe hy elkeen van ons nader wil trek, hoe hy in 'n verhouding met ons wil leef. As jy eerlik vanmôre hier sit, en ek vra vir jou, hoe lyk jou verhouding met God? Is daar in jou lewe nog werklik daardie lewende aanbidding? Is daar daardie lewende hart waar jou hart so brandend is vir die Here? Is jou verhouding op so 'n plek dat jy nie kan wag om elke dag tyd met die Here deur te bring nie? Wat jy nie elke dag kan wag om te sien wat die Here met jou wil doen op daardie dag nie? Waar jy sê, Here, gebruik my om die koninkryk uit te bou, gebruik my om mense aan te raak, gebruik my om 'n verskil te maak. Is jou geestelike lewe daar? Of sit jy vanmôre en jy sê, miskien is dit nie daar nie. En sien, dis so gevaarlik van geestelike gewoonte. 'n Mens kan later in jou lewe so tevrede raak met rook, terwyl God vuur wil hê. Want rook lyk daarom nog of daar iets in jou geestelike lewe aangaan. Dit lyk nog of daar darm beweging is, dit lyk nog of daar aktiwiteite is,
Dit lyk nog soos 'n taal van geloof, maar rook gee nie lig nie. Rook gee nie warmte nie. Rook verander niks nie. En baie mense leef vandag op die rook van vorige seisoene. Hulle praat nog oor wat God eens in hulle lewe gedoen het. Hoe hulle eens gebrand het, hoe hulle eens naby aan die Here was. Maar God wil nie hê ons moet net uit herinneringe leef nie. Hy sê die altaar moet nou brand. En dis waarom dit nie net gaan oor emosionele diens nie. Dis God wat gewone mense terugroep na sy teenwoordigheid, na sy heiligheid, dat jy weer daardie verwondering sal hê, dat God jou so lief het, dat hy 'n verhouding met jou wil leef, dat jy weer 'n hart sal hê wat werklik leef. Want die wêreld het nie net nog koue godsdiens nodig nie. Hierdie wêreld het mense nodig, in wie die vuur van Jesus nog sigbaar brand. En miskien is die belangrikste vraag vanoggend, nie het jy al ooit vuur gehad nie. Die vraag is, wat jy vanmôre eerlik moet antwoord, wat brand nou in jou hart? Want iets brand altyd. Party mense brand uit van moegheid. Ander brand van bekommernis. Party brand so vir sukses, vir geld, vir aanvaarding, vir die wêreld se goedkeuring. Maar min mense brand nog werklik vir Jesus. En dalk wys hierdie Pinksterweek vir ons iets baie belangrik. God het ons nie geroep om net geestelike oomblikke te beleef nie. Hy roep ons na 'n lewe waar die altaar altyd brand. Miskien het jy vandag besef, daar het as begin ophoop in jou lewe. Of miskien besef jy vanmôre, daardie vuur het al hoe minder geraak, al hoe swakker begin brand. Miskien sit jy vanmôre hier en jy moet erken, jou verwondering het stil geword. Of jy het so besig geraak, dat jy nie werklik meer naby aan God leef nie. Maar die wonderlike van die evangelie is, Jesus veroordeel nie mense wat koud geword het nie. As jy vanmôre hier sit en jy sê, ek het koud geword, ek leef nie meer soos ek moet leef nie, dan roep hy ons terug. Hy staan nie met verwerping nie, hy staan vanmôre met 'n uitnodiging. Want dieselfde God wat daai vuur aangesteek het, is die God wat dit weer warm kan laat brand. Maar dalk moet ons vanaand weer weet, daar moet dalk skoonmaak in my lewe wees. Dalk moet daar weer volkome oorgawe wees. Dalk moet ek weer werklik stil word voor God. En dalk moet ek weer elke dag in die teenwoordigheid van God deurbring. Want die altaar brand nie deur emosie alleen nie. Dit brand wanneer mense begin waak oor hulle harte. Wanneer hulle tyd maak vir God, wanneer hulle naby aan Jesus leef, en wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees nuwe hout op jou vuur sit. En miskien moet die gebed vanmôre wees, Here, ek wil nie net onthou hoe die vuur eens in my lewe gebrand het nie. Laat die altaar weer leef. En die laaste opdrag van hierdie Pinksterreeks is nie probeer harder nie. Dis ook nie gaan skep self vuur nie. Daardie vuur op die altaar het oorspronklik van God afgekom. En uiteindelik wys die altaar vooruit na Jesus Christus, die volmaakte offer wat vir elkeen van ons gebring is. En daarom probeer ons dus nie die vuur aan die brand hou om Christus se liefde te verdien nie. Ons leef naby aan hom, omdat hy reeds die weg vir ons oopgemaak het. Maar ons sien die priesters moes nog steeds sorg dat die vuur nie doodgaan nie. Dalk is dit waar die Here ons vanmôre bring. Nie na skuld nie, nie na selfveroordeling nie, maar na eerlikheid. Want as ek in die laaste weke gesien het, het ek baie mense teëgekom wat moeg daarvoor is om net 'n beeld van vuur uit te dra,
om voor te gee, daar's vuur in hulle. Mense wat erken dat hulle harte eintlik koud geword het. En as jy vanmôre so hier sit en jy weet jou hart is nie waar hy moet wees nie, dan weet jy die Here nooi jou vanmôre terug. En hy nooi jou nie net terug na nog 'n diens nie, maar na die altaar. Terug na sy teenwoordigheid, terug na sy woord, terug na sy stem, terug na sy heiligheid, terug na sy nabyheid. En miskien onthou jy nog eens, het jy gebrand vir Jesus. Daar was by jou sagtheid, daar was by jou hierdie honger, 'n liefde vir gebed, 'n verwondering oor God. Maar iewers het hierdie lewe harder begin praat as God. En tog, vanmôre hoor ons weer die wonder van God se genade. Want hy kan weer vuur bring, waar daar net as in jou lewe oor is. Hy herstel nie net mense wat geval het nie, hy herstel ook harte wat stadig begin koud word het. En daarom eindig ons hierdie Pinkster nie met 'n groot vraag oor emosie nie. Die vraag vanmôre is eenvoudig. Wie waak nog oor die altaar? Want waar mense weer naby aan Jesus leef, waar daar die as in jou lewe weggevat word, waar harte weer oop voor God staan, daar begin die vuur weer brand. En die vuur moet gedurig hier op die altaar aan die brand gehou word. Dit mag nie doodgaan nie. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie dat U vanoggend weer met ons harte gepraat het. Dankie dat U ons nie wegstoot wanneer die vuur minder geraak het nie, Here, maar dat U ons terugroep na U teenwoordigheid. Here, baie van ons het besig geraak, moeg geraak, afgelei geraak. En sonder dat ons dit besef het die altaar begin afkoel. Maar vanoggend kom ons eerlik na U toe. En ons vra, Here, wys vir ons waar die as opgehoop het. Wys vir ons wat die vuur begin versmoor het. Wys vir ons waar ons weer nader aan U moet leef. Here, ons wil nie net herinneringe hê van hoe ons eens gebrand het nie. Laat die vuur weer leef. Bring weer verwondering in ons harte. Ja, Here, dat ons weer die heiligheid sal beleef, 'n honger sal hê vir die woord. Dat ons weer 'n liefde sal hê om in gebed tyd by U deur te bring. En 'n diepe nabyheid aan U. Here, ons vra dat U ons sal leer om oor ons harte te waak. Leer ons om tyd te maak vir U. Leer ons om nie net geestelike oomblikke te soek nie, maar om werklik naby aan U te leef. En dankie Jesus, dat U reeds die volmaakte offer geword het, sodat ons vrymoedig naby aan God kan kom. Here, laat hierdie Pinkster nie net eindig as nog 'n reeks dienste nie. Laat daar vuur wees, vuur wat aanhou brand. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy
geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Sy woord sal ewig staan. Waar ons hier aan die einde van ons Pinkstertyd gekom het. En elkeen van ons in hierdie week net kon beleef hoe lief God ons het. En dat hy elkeen van ons roep om in 'n verhouding met hom te leef. En mag dit wees dat die Here so in ons sal werk, dat sy Gees so in elkeen van ons sal werk, dat ons brandende harte sal hê. Dat ons nie maar net in hierdie lewe sal voortgaan nie, maar dat ons so voluit sal leef, as ons net besef die voorreg wat dit is, hoe groot God se liefde is, en hy roep elkeen van ons, en hy sê, waak oor jou altaar, waak oor jou hart. Mag dit wees dat elkeen van ons so in die nabyheid van die Here sal beleef. Hemelse Vader, mag dit wees dat elkeen van ons vanmôre hier sal uitstap, dat soos hierdie laaste lied wat ons gesing het, ons in oorwinning sal gaan leef. Ja, want ons is die kinders. Ja, Here, U het die volle prys betaal. U het ons vrygekoop, U het ons vrygemaak. Daarom is my gebed, Here, dat U elke mens, elke een wat vanmôre hier is, sal aanraak, Here, en weer 'n brandende hart sal gee. Dat die rivier so sal brand, Here, dat ons sal uitgaan en sal gaan leef soos oorwinnaars. Want ons koning leef. Ek bid so vir elkeen hier, Here, dat U ons waarlik sal lei, dat U sal gee, dat ons waarlik sal waak oor ons harte. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan almal vra, ons gaan daarop beweeg waar ons vanmôre vir Chantel en vir Christian gaan doop. En daarna gaan ons almal saam 'n lekker koppie koffie drink. Baie dankie.